Ons lees hier die eerste paar weke van die kwartaal, lees ons tekste uit Jesaja en Amos, dis leesrooster gedeeltes, en dit is tekste wat vir ons iets vertel van wat dit beteken om in diens te staan van God se nuwe wêreld, wat deel is van ons roeping in ons gemeente, om in diens te staan van God se nuwe wêreld. En ons gaan vanoggend lees uit Jesaja 49, Jesaja 49, maar voor ons dit lees, kom ons word stil en kom ons bid saam. Here God, is vir ons so wonderlik om U te kan loof as die getroue God. Die God wat altyd daar is. Aan die begin van elke nuwe jaar is U daar. En aan die einde van die jaar sal U steeds daar wees. U sal ons nooit verlaat nie. U is ons God, ons Here. Ons loof U daarvoor. Kom Here, kom deur U Gees en kom praat ook nou met ons deur U woord. Kom gee U woord aan ons. Kom bind ons vas deur U woord, sodat ons in vryheid kan leef. Ons vra dit in die naam van ons Here, Jesus Christus, die lewende woord. Amen. Jesaja 49. Luister na my eilande, gee aandag nasies wat ver is. Die Here het my voor my geboorte al geroep. Toe ek nog in my moeder se liggaam was, het hy my op my naam genoem. Hy het my mond soos 'n skerp swaard gemaak, my in die skaduwee van sy hand verberg. Hy het my 'n skerp pyl gemaak en my in sy pylkoker weggesteek. Hy het vir my gesê, jy is my dienaar. Jy is Israel. Deur jou maak ek my mag bekend. Ek het gedink, ek het my te vergeefs vermoei. Ek het my heeltemal verniet afgesloof. Maar die Here sal aan my reg laat geskied. My God sal my beloon. En nou maak die Here 'n aankondiging. Hy wat my in die moederskoot al sy dienaar gemaak het, om Jakob na hom toe terug te bring, sodat Israel nie meer verstrooi sal wees nie. Die Here het my 'n belangrike opdrag gegee, en my God gee my die krag om dit te doen. Hy het gesê, dit is nie genoeg dat jy my dienaar is, om die stamme van Jakob te herstel, en om die Israeliete wat gered is terug te bring nie. Ek maak jou 'n lig vir die nasies, sodat die redding wat ek bewerk, die uithoeke van die aarde sal bereik. So sê die Here, die Heilige van Israel, sy verlosser, vir die een wat diep verag is, wat deur die nasies verafskuw word, en wat 'n dienaar van regeerders is. Konings sal sien wat gebeur en sal opstaan. Leiers sal buig tot eer van die Here wat getrou is, die Heilige van Israel, wat jou uitverkies het. Om 'n dienaar te wees, of soos die ou vertaling gesê het, om 'n diensknegt te wees, is nie meer vandag 'n woord wat mense opgewonde maak nie. Dit beteken ten beste om in iemand anders se diens te staan. Wat nie eintlik wonderlik is nie, deesdae verkies mense om vir hulle self te werk, om hulle eie baas te wees, eerder as om iemand anders se diens te staan. En ten slegste kan dit selfs beteken om iemand se slaaf te wees, wat niemand natuurlik wil hê nie. In ons gemeente het ons selfs al gewonder, moet ons miskien ons lese verander? Die woorde wat sê, in diens van God se nuwe wêreld. Want om te dien is nie meer eintlik 'n gewilde begrip vandag nie.
En veral nie as daardie diens 'n plig is nie. Dink maar net aan die negatiewe assosiasies met die woordjie diensplig. Die ironie is dat meeste mense vandag baie graag bedien wil word. Ons almal hou van goeie diens. Ons almal wil graag hê dat die dienste wat gelewer word van die beste gehalte moet wees. Maak nie saak of dit 'n winkel of 'n besigheid is, 'n skool of 'n kerk, die polisie of die munisipaliteit nie. Ons almal verwag dat daar kwaliteit diens aan ons gelewer moet word, maar ons is nie so opgewonde om die een te wees wat die diens moet lewer nie. Ek het dit al voorheen vir u gesê en ek sal dit vanoggend weer sê, baie van julle wat vanoggend hier voor my sit, is deel van 'n generasie wat baie beter daarmee was as my generasie om te dien, om 'n diens aan ander te lewer. My generasie is baie meer selfgesentreerd. Ons sal altyd vra, maar wat is in dit vir my? Wat kan ek hieruit kry? Ons sal baie eerder vra, wat gaan ek hieruit kry? As om te vra, wat kan ek gee? Hoe kan ek dien? Die oud-president van Amerika, John F. Kennedy, het by sy inhuldigingstoespraak in 1961 vir die land gesê, ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Nou vandag sal enige intelligente politikus nooit hierdie stelling gebruik nie. Want elke politikus weet dat dit is nie vandag wat mense wil hoor nie. Mense wil hoor dat daar dienste aan my gelewer gaan word, nie dat ek 'n diens aan my land moet lewer nie. Selfs die gewilde gesegde onder jong mense vandag, wat so dikwels sê, ek wil graag 'n verskil in die wêreld maak, is maar net dun verskuilde selfsug. Want wat jong mense bedoel as hulle sê, ek wil graag 'n verskil in die wêreld maak, is nie dat hulle 'n diens wil lewer wat niemand gaan raak sien of wat niemand voor gaan dankie sê nie. Wat hulle wil doen, is hulle wil iets groots en indrukwekkend doen, wat almal gaan raak sien, wat almal gaan beïndruk, en wat hulle gesig op die TV gaan laat verskyn, en op die voorblaaie van tydskrifte, en dan maak hulle 'n verskil in die wêreld. Miskien is dit ook een van die redes waarom die woord godsdiens nie meer so gewild is vandag nie. Mense sal nog sê dat hulle glo in God, maar dan sal hulle vinnig byvoeg met trots dat hulle nie baie godsdienstig is nie. En daarmee wil hulle sê dat hulle nie afgerem word deur die dienste en die pligte van formele godsdiens nie, maar dat hulle God vryer en spontaner aanbid. En dan begin 'n mens wonder, dat as mense so praat en so dink, en ek sluit eintlik myself daarbey in, begin daar nie dalk die gevaar insluip, dat ons mense begin dink, dat nee, wat ons is nie nou meer so gretig om God te dien, om godsdiens te beoefen nie, maar ons wil eintlik nog baie graag hê, dat God vir ons moet dien. Daar is sekere dienste, wat ons graag wil hê God aan ons moet lewer, en daarom verwerp ons godsdiens, want ons is nie meer lus vir allerlei dienspligte nie, maar ons hou nog vas aan God, want ons wil graag hê God moet 'n diens aan ons lewer. Nou die woord dienskneg het 'n baie interessante dubbele betekenis in die Bybelse tye gehad. Daar was aan die een kant het dit beteken om volkome gehoorsaam te wees. Maar aan die ander kant het dit ook beteken dat jy groot gesag dra. Aan die een kant was 'n dienskneg was eintlik maar 'n slaaf. Dit was iemand wat die wil van sy eienaar of sy baas of sy koning volkome gehoorsaam het. 'n Dienskneg was nie iemand met 'n eie wil of 'n eie standpunt nie. Diensknegte het slegs die opdrag van hulle eienaar, hulle baas of hulle koning gehoorsaam.
Maar dan aan die ander kant, as iemand sy diensknegt gestuur het om 'n boodskap oor te dra, of om iets te gaan doen, soos toe Abraham sy slaaf gestuur het om 'n vrou te gaan vind vir Isak, dan het daardie diensknegt met die volle gesag opgetree van sy eienaar, of sy baas, of sy koning. As 'n koning sy slaaf gestuur het om namens hom op te tree, dan het die diensknegt die koning verteenwoordig, en elke woord uit die diensknegt se mond, of elke handeling van die diensknegt, was dan asof die koning self dit gesê het of gedoen het. So aan die een kant was 'n diensknegt iemand wat volkome gehoorsaam is, maar aan die ander kant het dit wat die diensknegt gedoen het, geweldige gesag gedra. Maar nou wonder ek by myself, hoe opgewonde was die ballinge in Babel, aan wie Jesaja hierdie brief geskryf het, toe die profeet vir hulle sê, dat God het hulle geroep om diensknegte te wees. Hulle het geleef in 'n land waar hulle geen gesag gehad het nie, geen aansien nie, geen sê oor hulle eie lewe nie. Miskien wou hulle eerder hoor dat God hulle geroep het om konings te wees, of leiers te wees, om oorwinnaars en bevryders te wees, maar dalk nie om diensknegte te wees nie. Maar weer eens is daar die dubbelsinnigheid aan die woord diensknegt, want in vers 6 lees ons, dat wanneer Israel 'n diensknegt is, dan sal konings opstaan, en leiers sal buig, nie voor die diensknegt nie, maar voor die Here God, namens wie die diensknegt optree. Met ander woorde, alhoewel Israel geroep word om 'n diensknegt te wees, moet hulle weet dat hulle God self verteenwoordig, dat hulle met God se gesag praat en optree wanneer hulle hierdie diens verrig, en dat konings sal opstaan en leiers sal buig voor die Here God, in wie se naam die diensknegt optree. Interessant, in vers 7 lees ons, dat Israel, wat 'n diensknegt van regeerders is, wat deur nasies verafskie word, wat diep verag is, nou 'n diensknegt van God sal wees. Wat konings sal laat opstaan, en leiers sal laat buig. En so word die diensknegt van mense 'n diensknegt en 'n verteenwoordiger van God. In die diensknegt se gehoorsaamheid aan God lê die diensknegt se gesag voor mense. Maar steeds wonder ek of die ballinge hieroor opgewonde sou wees. Miskien sou hulle verkies dat die koning van Babel en die leiers van Babel nie opstaan en buig voor die Here nie, maar eerder oorrompel word, eerder vernietig word, eerder verneder word, dat hulle kan weerwraak pleeg op hierdie tiranne, hierdie mense, wat hulle uit hulle eie land uit weggevoer het, met geweld, wat hulle stad Jerusalem vernietig het, hulle tempel vernietig het. Weet nie of die ballinge opgewonde sou wees, om te dink dat die koning van Babel sal buig voor die Here nie. Ek dink hulle sal ook meer opgewonde gewees het, om te sien dat die koning van Babel vernietig en verneder word. En tog profeteer Jesaja, dat God vir die ballinge in Babel sê, dit is nie genoeg, dat jy my dienaar is, om die stamme van Jakob te herstel, en om die Israeliete wat gered is, terug te bring nie. Ek maak jou 'n lig vir die nasies, sodat die redding wat ek bewerk, die uithoeke van die aarde sal bereik. Op hierdie punt het die profeet seker daardie ballinge heeltemal verloor. Waarvan praat Jesaja nou? Het Jesaja nou al sy varkies verloor? 'n lig vir die nasies? God se redding wat die uithoeke van die aarde bereik? Nee wat?
Nou het die profeet heeltemal weggevlieg op sy verbeeldingsvlug. Ons weet nou nie eers meer waarvan hy praat nie. Maar voor ons koppe meerwaardig skud en dink, ai, daai Israeliete was seker daar maar kort van begrip, moet ons onsself afvra, hoe ver strek ons eie geloofsverbeelding? Is ons nie maar net so kortsigtig soos die ballinge nie? Het ons genoeg geloofsverbeelding om saam met Jesaja te sien, dat eendag die konings van hierdie wêreld sal opstaan, en die leiers van hierdie wêreld sal buig voor die Here, dat 'n Trump, Putin, Erdogan en Assad, die kommunistiese party van China en die weermag van Egipte, die leiers van Hezbollah, Al-Qaeda, ISIS en Boko Haram, die presidente van lande reg oor die wêreld en die CEO's van globale maatskappye, die politici van die ANC, DA en EFF, dat hulle elkeen sal opstaan en buig voor die Here God, wat redding bring tot in die uithoeke van die aarde, wat reg en geregtigheid bring vir elke mens, elke noodlydende, elke vlugteling, elke brose en weerlose mens, elke behoeftige en magtelose kind. Ek sal jou nie kwaadlik neem as jy by jouself dink, nee wat dominee, nou vat jy het bietjie ver. Nou hardloop jou verbeelding bietjie weg met jou. Ek moet erken, my eie geloof is ook maar klein en broos. Ek wonder ook maar by myself, sal daar ooit so 'n dag kom? Sal God se reg en geregtigheid eendag oor die hele aarde seëvier? Sal daar vrede en voorspoed waarlik vir alle mense kom? Ek deins ook terug as ek die woorde hoor, jy moet 'n lig vir die nasies wees. Hoe kan ek 'n lig vir die nasies wees? Watter verskil kan ek maak aan al die onheil, al die onreg, al die geweld in hierdie wêreld? Maar die een ding wat my troos, is hierdie woorde van Jesaja. Die Here het my 'n belangrike opdrag gegee, en my God gee my die krag om dit te doen. Jesaja weet dat God die krag gee wat nodig is om te doen wat God van ons vra. En dan gaan hy nog verder en dan sê dat God die volgende vir Israel sê. God sê vir Israel, ek maak jou 'n lig vir die nasies, sodat die redding wat ek bewerk, die uithoeke van die aarde sal bereik. Die redding van die wêreld kom nie deur Israel nie. Dit kom nie deur die kerk nie. Dit kom deur God. God doen dit. En daarom kan ons dien. Daarom is dit so 'n vreugde om 'n dienskneg van die Here te wees, want dit is nie ons taak om die redding te bring nie. God doen dit. Ons het net die wonderlike voorreg om die redding te bedien, om die redding wat God self bring, aan te kondig en uit te deel. Augustinus het in die 4de eeu na Christus hierdie wonderlike gebed tot God gebid. Hy het gesê, gee vir my wat u vra en vra dan van my wat u wil. Gee vir my wat u vra en vra dan van my wat u wil. Hy het verstaan dat alles wat God van ons vra, die diens wat God van ons vra, die gehoorsaamheid wat God van ons eis, God het reeds alles vir ons gegee wat ons nodig het om dit te kan doen. Om 'n dienskneg van God te wees, is iets heeltemal anders as om 'n dienskneg van mense te wees. Want God vra nooit iets van ons wat God nie reeds vir ons gegee het nie. In 2 Petrus 1 vers 3 sê dit so mooi, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. Om 'n dienskneg van God te wees, is iets heeltemal anders as om 'n dienskneg van mense te wees. Want anders as mense, vra God nie iets van ons wat net gerig is op God self nie. God vra nie iets net om God te behaag nie. Nee, die diens wat God van ons vra, is dat ons sal deelneem aan God se herstel en herskepping
van die wêreld. En watter groter vreugde kan daar in die lewe wees as om deel te neem aan die herstel en die herskepping van die wêreld. Om 'n diensknegt van God te wees, om in diens te staan van God se nuwe wêreld, is nie 'n sware las nie. Dis nie 'n moeilike opdrag nie. Dis nie 'n oorweldigende opgawe en 'n verantwoordelikheid nie. Nee, om in diens te staan van God se nuwe wêreld is 'n wonderlike vreugde en 'n voorreg. Want God doen al die werk. God nooi ons net om saam te kom en om te sien en om te getuig van dit wat God doen. Om te juig en bly te wees oor dit wat God doen. Om te juig oor die herstel en die herskepping van die aarde wat God self bewerk. So as die Here ons roep om te dien, as die Here ons roep om diensknegte te wees, as die Here jou roep om in diens te staan van God se nuwe wêreld, kom ons elkeen antwoord soos Jesaja geantwoord het. Hier is ek, Here, stuur my. Amen.